Henry Nicolas Rademan du Plessis is op donderdag 6 Julie 1944 op Ceres gebore. Henry met 'n I. Op die regte spelling van sy naam was hy baie gesteld en hy sou vir die res van sy lewe almal wat dit moes skryf herinner. Onthou, dis Henry met 'n I soos die Franse dit spel, nie die Engelse nie. Henny en Minnie du Plessis van die plaas Sonop, sy eersgebore seun en sy geliefde susters en broer, Bernice, Leonora en Johan se ouboet. Van baie vroeg af het almal wat hom ontmoet het geweet, Henry gaan 'n boer word. Hy is net na sy 6de verjaarsdag in die winter van 1950 skool toe, amper 6 maande te laat vir die eerste dag van sy pa. Want sien, sy pa was besig om 'n dam te bou op die plaas en hy wou daarby wees elke dag om te sien wat aangaan. Skool kon wag, hy wou niks van die boerdery mis nie. Dit is hoe Henry was. 'n buitemens, 'n boer in murg en been, altyd honger vir nuwe kennis en ervarings, met 'n ongeëwenaarde entoesiasme vir die lewe. Iemand wat waarde geheg het en vreugde geput het uit klein dingetjies, daardie nie materiale goed wat regtig saak maak. 'n man wat altyd tyd gemaak het vir almal. 'n pa met die mooiste, grootste omgehart, vir almal wat sy pad gekruis het, maar in besonder vir mense wat minder gehad het as hy. Ons sal hom onthou vir soveel, want sy mooi eienskappe was genoeg om 'n boek vol te skryf. Sy hardwerkendheid, sy nederigheid, sy medemenslikheid, sy liefde vir diere, die natuur en die landbou, sy fyn waarnemingsvermoë, sy wye belangstellingsveld, sy ondeende humorsin, sy loyaliteit, sy omgee, sy vrygewigheid. Die lys is so lank. Ons is dankbaar vir elke oomblik wat ons saam met hom gehad het. Mooi herinneringe saam met hom is daar in oorvloed. Ek dink aan al die spesiale dae wat ons saam gevier het, al die partytjies, al die lekker vakansies saam. Die spesiale toer in 2017 wat ons saam gedoen het na die Serengeti, waar hy sy lewenslange droom om die groot migrasie te gaan beleef kon bewaarheid. Hy het al sy kinders sien trou en sy 5 pragtige kleinkinders sien groot word. Die gedagte dat hy nooit weer gaan kom tee drink nie, nooit weer opgewonde by ons kom sit en vertel hoe mooi die tomaties en die koolkoppe in sy groentetuin lyk nie, wil maar net nie insink nie. Dit is te seer en onwerklik. Maar ons sal hom sien en hom hoor in elke vrugteboom en plaasdam, in RSG op die radio, in elke graaf en tang en snoeiskerp of stukkie baltou wat hy altyd saam met hom in sy bakkie rondgery het. Ek hoor hom sommer nou. Daar's min dinge wat 'n man nie kan regmaak met 'n stukkie draad of baltou. Ons sal nooit weer 'n choppie braai of boontjiebredie of skaapbout maak sonder om te wens dat pa ook langs die vuur of aan die tafel was nie. Ons sal hom onthou vir so baie, maar veral vir die klein eenvoudige dingetjies wat vir hom so lekker was. Soet hanepoot in Parstyd, 'n glas koue melk met baie ys, saam met 'n appelkoeskonfyt en kaasbroodjie, 'n koppie sterk tee met 'n stukkie sjokoladekoek of lemoenkoek, en sy gunsteling, pink Turkish delight, wat hy vir ons weggesteek het, toe ons kinders was. Hy het vir 19 jaar dapper geveg teen 'n kwaadaardige siekte, na dokters destyds vir hom gesê het, hy het nie veel tyd oor nie. Ons kinders het dikwels deur die jare gespot en gesê, dit gaan so goed met pa, omdat hy bloot weier om te glo dat hy enige iets makeer. Hy wou lewe, en dit is wat hy gedoen het. Al sou ons hom so graag nog langer by ons verhou, dank ons die Here vir elke dag wat hy vir ons geleen is. Toe leukemie laat in Junie vanjaar vir die 4de keer weer sy wrede tentakels in hom slaan, was sy lyf en organe eenvoudig nie sterk genoeg vir hierdie aanslag nie. Hy is 'n dag voor sy 79 verjaarsdag hemel toe. Sy verjaarsdag was vir hom die beste dag van die jaar. En al was 6 Julie vanjaar vir ons 'n swaar dag, is ons dankbaar dat hy dit hierdie jaar kon vier op 'n beter plek. Daar in die intensiewe sorgeenheid van Panorama Hospitaal die aand voor hy weg is, het hy my hand styf vasgehou en ek het hom beloof, ek bak vir hom sy gunsteling eetgoed vir sy verjaarsdag en ons gaan lekker saam tee drink. Al moet ons dit nou vandag sonder hom doen, glo ek niks sou vir hom lekkerder gewees het, as om almal vir wie hy so omgegee het en vir wie hy so lief was, by mekaar te sien nie. Ons wil graag dankie sê vir elke vriend en familielid wat ons bygestaan het deur hierdie hartseer tyd. Vir die honderde boodskappe en oproepe, elke woord van bemoediging, elke gebed, die pragtige blomme en kaartjies, die etes wat julle afgelaai het, ons waardeer dit uit ons harte. Tannie Elsbie,
Dankie vir die goeie maat wat Tannie vir ons pa was die afgelope 2 jaar. Tannie se liefde en ondersteuning het vir hom baie beteken. Die personeel van die Oude Renbaan Subakute Kliniek wat vir 'n paar dae versorg het. Dr. Adrian Schmidt, ons pa se wonderlike dokter met wie hy 'n lang en spesiale pad gestap het. Jy was soveel meer as 'n hematoloog vir hom. Ons sal nooit genoeg kan dankie sê vir alles wat jy vir hom en ons hele familie beteken het nie. Dr. Amran Pandey wat na pa omgesien het die laaste paar dae in die hospitaal en in besonder aan die personeel van die intensiewe sorgeenheid van Panorama Medikliniek. Dat julle hom met soveel deernis en respek versorg het en vir julle bystand en troos die oggend toe hy oorlede is. En Paul Hartman van Afkop vir jou hulp en bystand. Pieter en Simonay van DC Print Studio vir die kerkblaadjies. Rita, dat jy op kort kennisgewing kans gesien het om vir ons op klavier te begelei toe Eskom ons planne verander het. Dominee Toy Konradi, ons pa se dierbare vriend van soveel jare, vir die mooi boodskap en dat jy altyd daar was vir hom. Erik en Marlene van Sail, as ook Helene Kap vir julle groot aandeel in vanoggend se verrigtinge. En om Johan, Stefan en Carly vir die plaasblomme wat julle gaan sny vir die kerk en vir Tannie Leonora en al die ander wat gisteraand help rangskik het. Ek glo hy lag lekker oor die koelruikers, maar dat hy sommer baie daarvan sal hou. En dan aan al die mense van Elandsrivier, vir wie hy so lief was en met wie hy vir soveel jare 'n besondere pad gestap het. Weet dat julle vir hom baie beteken het, soos ons weet hy ook vir julle beteken het. Dankie.